Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Ons het gister gesien dat die gedagte van die verbond reeds in die skepingsverhaal voorkom, hoewel die woord nooit gebruik word nie. Daar is interessante ooreenkomste tussen hierdie verhaal, die van Abraham en die uittog. In al drie gevalle neem God die inisiatief. In al drie is hy die een wat getrou is en sy beloftes hou. En in al drie stel die mense hom herhaaldelik teleur. Ons sien hoe Adam en Eva aan hom ongehoorsaam is. Abraham wat herhaaldelik leuns vertel om uit die moeilikheid te kom, en Israel wat telkens in die woestyn in opstand kom teen die Here. En dis presies hoe die verbond in die geskiedenis gewerk het, en nog steeds werk. God se trou en ons ontrou. Maar dit kon en moes alles anders gewees het. God het dit inderdaad anders bedoel. As Adam en Eva, of as Abraham, of as Israel konsekwent en getrou na die Here geluister het, sou die geskiedenis heeltemal anders verloop het. Dink maar net aan Israel. Die Here sou hulle so geseën het, dat hulle so voorspoedig sou wees, dat die volke na Jerusalem sou stroom, en die Here daar saam met Israel sou kom dien het. Ons sal weer later hierin aandag gee. Maar nou is dit net nodig om hierdie prentjie helder voor ons oë te kry. Die doel van die Here met die skepping van alle dinge was om in so 'n verhouding met ons te leef, dat ons hom en sy seëninge sou geniet, en hom voortdurend daarvoor sou dank. Dit sou 'n verhouding van sorg van sy kant, en dank en aanbidding van ons kant gewees het. As ons dan nou terugkyk na die drie verskillende standpunte oor God se skepingsdoel met ons in die wêreld, is dit duidelik dat ons hierdie standpunte nie teen mekaar hoef af te speel nie. Hulle sluit by mekaar aan en verryk mekaar. Natuurlik gaan dit om die eer van God. Natuurlik moet ons hom in liefde eer, verheerlik, aanbid, gehoorsaam en dien, omdat hy ons gemaak het om sy goedheid met ons te deel. En natuurlik is sy doel dan dat ons met vreugde mense kan wees, en dit kan geniet om te lewe, te werk, te speel, en ons lewe in sy diens en in diens van mense in nood te stel. En natuurlik veronderstel sy eer en ons lewensvreugde as skepingsdoel 'n verhouding tussen hom en ons, waarin hy die inisiatief neem om ons te versorg en te beskerm, en ons antwoord met dankbare diens vir sy oorweldigende genade. Maar nou die groot vraag. Wat het dit alles nou met heil en saligheid te doen? Dit het dan nou die hele tyd net gegaan oor God se skepingsdoel. Daaroor gaan ek môre met u verder gesels oor hoe professor Adriaan Koenig dit in sy boek Alle paaie lei na Jesus uitdruk. Maar kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons uit die woord uit kan sien, dat hoewel dit alles om u gegaan het in die skepping en wat daarna gebeur het, het u dit tog gedoen, sodat ons lewe kan geniet as u skepsels, as ons maar net die doel waarvoor u ons gemaak het nastreef, en in gehoorsaamheid aan die verbond en ons verhouding met u lewe. In Jesus se naam. Amen.